'n Goeiemôre. Is vandag wat ons begin met die boek van Hosea. Maar vandag is dit net die inleiding, net om 'n gedagte te vorm waaroor die boek gaan. Die herstel van die huwelik is waaroor Hosea hierso praat. Ons begin met die profeet Hosea se opdrag van God. Voor ons Hosea beginne lees, moet ons weet dat die profeet Hosea was 'n belangrike figuur in die Ou Testament gewees. Die boek van Hosea bevat nie net profetiese openbarings nie. Nee, dit vertel ons ook van 'n persoonlike verhaal wat 'n kragtige boodskap van die vergifnis, die genade en die liefde vanaf God ons Vader deur al die simboliese gebeurtenisse aan ons wys. Nou Gomer, dit was Hosea se vrou, simboliseer die ontrouheid van Israel. En haar optrede weerspieël Israel se geestelike oorspel en afgoderry, wat die diepte van die nasie se rebellie teen God beklemtoon. Ten spyte van Gomer se ontrouheid, weerspieël Hosea se liefde vir haar, God se blywende liefde vir sy mense, selfs te midde van hulle ontrouheid, nê. Nou, God het aan Hosea opdrag gegee om met 'n vrou met die naam van Gomer te trou, 'n kultiese prostituut, en hierdie huwelik en Gomer se ontrouheid te ontbloot. Dit was simbolies van die ontrouheid van die Israelitiese volk teenoor God, maar dit wys ook vir ons eie ontrouheid teenoor God. Nou die verhaal van Hosea en Gomer se huwelik is 'n aangrypende en 'n dramatiese een. Gomer was herhaaldelik ontrou aan Hosea gewees, het hoereer en afgoderry beoefen. Maar selfs in die aangesig van hierdie ontrouheid, het Hosea 'n onvoorwaardelike liefde vir haar behou, wat 'n simbool van God se liefde vir die ontroue Israel was, nê. Net soos Hosea vir Gomer vergewe het vir haar ontrouheid, bied God ook vergifnis vir die sonde van die mensdom deur Jesus Christus, indien hulle Jesus aanneem as hulle verlosser. Dit is 'n voorwaarde. Christus se kruisiging en opstanding bied 'n weg vir mense om vergifnis en verlossing te ontvang, ongeag hulle verlede, ongeag hulle sonde. Ja, Hosea beeld Israel se afgoderry en geestelike oorspel lewendig uit as verraad van hulle verbondsverhouding met God. En die profeet gebruik die metafoor van 'n huwelik, ontrouheid, om die erns van Israel se sonde en die gevolge daarvan te illustreer. Kortom, die boek Hosea dien as 'n afbeelding van die Christelike geloof se kernbeginsels van liefde en genade, vergifnis en die herstel van die verhouding tussen God en die mens, in en deur Jesus Christus. Ons sal dan van môre af die boek Hosea beginne lees en oopmaak. Dit wat God aan elkeen van ons deur die Heilige Gees openbaar. Seën en vrede vir jou, geliefde kind van God. Amen.